As die reën van stof en roet verby is en die rook verdwyn, sal daar in die sterrelose hemel 'n neonboog verskyn. En kyk maar goed, want as jy hom vind, vertel ek vir jou 'n sprokie, my kind, van 'n skatkis met ketens gebind aan die neonboog se punt. Volg hom elke nag oor swart riviere, oor kranse van beton. As jy aanhou stap 10.000 ure, sal jy dalk daar kom. Maar hier moet jy jou nimmer laat bind, want so lui die ou sprokie, my kind. As jy geluk en vrede wil vind, soek die neonboog se punt. Volg hom elke nag oor swart riviere, kyk nie eenmaal om, dalk vind jy die land van blou safiere, en dalk 'n brokkie son.
Liewe familie en vriende, ek wil net voordat ons begin, wil ek in die besonder vir Tannie Renie en dan vir Johan, vir Rihanna, vir Trudy met hulle gesinne en dan vir al die klein kinders en dan ook vir Melissa en vir Dian wat oorsee is en wat ook na hierdie boodskap sal kyk, wil ek in die besonder sê, mag julle die liefde van die Here op 'n wonderlike wyse ervaar. Mag julle ervaar dat soos wat hy in hierdie moeilike tyd vir julle gedra het, dat hy vir julle oomblik vir oomblik ook vir die toekoms sal dra. En dat julle sal weet dat die Here julle ook nooit los nie. En dit sê hierdie skrifgedeelte wat julle ook gekies het vir vandag, naamlik Jesaja 41 vers 10. Ek gaan vir Lizet vra of sy vir ons die Onse Vader sal speel, want in moeilike tye en in goeie tye het die Here vir ons geleer om hierdie gebed te kan sê, as ons net sê Vader, en dan weet ons dit is genoeg, dat Lizet vir ons daai lied sal speel, en terwyl ons so sit, kan ons maar net tot die Here bid, en dan gee ek vir die kleinkinders geleentheid om elkeen 'n kers hier voor aan te steek. Die aansteker is daar, en wanneer ons hierdie kerse aansteek, dan is dit 'n simbool van die feit dat die Here die lig in hierdie wêreld is, en dat hy gekom het om vir ons hoop te bring. Vader, baie dankie dat U ons kom leer het, dat ons in alle omstandighede vir U mag sê, Vader, dat wanneer dit met ons goed gaan en ons bly is, maar ook wanneer ons verliese het, wanneer ons die seerste seer het, soos wanneer jy jou maat moet afgee, of 'n pa, of 'n oupa, soos in hierdie geval, of 'n vriend, en dat ons kan weet, U los ons nooit, dat U juist vir ons kom sê het, dat U dan deur U Gees ook verstaan wat in ons harte aangaan. En daarom sê ons baie dankie, dat ons vandag ook by hierdie geleentheid kan dankie sê vir dit wat U in hom Koos se lewe gedoen het, vir dit wat U in sy familie en kinders se lewe gedoen het, en veral in hierdie laaste tyd, wat U vir hom wonderlik gedra het. Vader, maar ons wil bid dat wanneer ons nou uit die woord gaan lees, dat hierdie woord vir hulle vertroosting sal bring, want mense kan blomme stuur en mense kan SMS'e gee en miskien 'n handdruk, maar is net die Gees van God wat kan vertroos. Dis net die Gees wat 'n mens weer nuut kan na kyk. Dis net die Gees wat vir 'n mens werklik hoop kan bring wanneer ons by die poorte van die dood staan. Maar dankie vir die lewe wat gekom het in Jesus Christus en dat ons vanuit die woord daardie lewe ook mag vir onsself vat. Vader, en nou vra ons dat soos wat hierdie ligte dan hier simbool is van die teenwoordigheid, dat U self vir ons sal lei, en gee dat hierdie erediens U naam sal groot maak. In Jesus se naam.
Amen. Op die blaadjie is daar 'n lied wat ons gaan sing. Voel jy soms of die Here te ver is en twyfel jy soms aan God se bestaan? En dan sê hy, jy moet glo dat die Here met jou saamloop. En nie net saamloop nie, maar dat hy baie keer vir jou en vir my dra. Kom staan en dan sing ons daardie lied en dan kan jy weer na dit. Jesus sê, hy kom weer, hy kom uit die hemel weer, met pasuin en geskaar, kom hy al sy mense aan. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer, na ons wêreld met alles daarin. Wat gepreek is, sal Jesus kom heelmaak. Deur sy woord weet ons alles maak sin. Oor ons sag waai die wind, kyk die glimlach van 'n kind, maak jou los van die kwaad, dis jou Skepper wat die praat. Wil jy soms op die Here te ver is, twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees vooral met jou sal gaan. Die familie het vir my gevra dat ek sal lees uit Jesaja 41 vanaf vers 10 en ek doen dit graag. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Net tot sover. En wanneer 'n mens hierdie gedeelte kyk, dan sê hy 'n paar keer in hierdie gedeelte van Jesaja 41, moenie bang wees nie. Die dominee het by geleentheid by 'n tannie wat eintlik baie siek was gekom en hy het vir haar gevra, tannie, sê nou maar die Here kom haal jou en jy kom daar bo en Petrus vra vir jou, hoorie tannie, ons ken jou nie. Wat sal jy dan sê? Sy het so 'n bietjie gedink en toe sê sy, dominee, dan gaan ek vir hom sê, Petrus, ek ken jou ook nie, behalwe dat ek weet, jy het gesukkel om op die water te loop, en ek kon dit ook nie doen nie. Maar hoorie Petrus, gaan roep vir Jesus, want Jesus ken my, en ek ken vir Jesus. En ek dink ons sou vanoggend kon sê, dat oom Koos sou kon sê, Petrus, gaan roep vir Jesus, want ek ken vir Jesus, en Jesus ken my. En dit is ons troos in hierdie môre, dat oom Koos die Here geken het, dat hy sy verlosser aanvaar het, dat hy die een is wat hierdie skat binne in hom gehad het, van Jesus Christus, wat sy lewe is. En dit het gewys, deur dit wat julle hom leer ken het. Ek het dit geleer ken deur die feit dat hy baie betrokke was by die gemeente, uit gesprekke wat ek met hom kon gehad het, maar hy altyd gesê het, ons kan maar net vertrou op die Here. Ons hou vas aan die Here, en die Here is vir ons goed. En dit kan 'n mens net sê, wanneer jy 'n persoonlike verhouding met die Here het. Maar nou moet ons ook sê, soos Paulus sê, ons wat hierdie skat binne in ons het, wat die Here Jesus binne in ons het, is maar broos. Ons is kleipotte wat baie maklik ook kan breek. En die feit dat ons Jesus ken, beteken nie dat jou lewe voorspoedig gaan loop nie. Dit beteken nie dat jy nie gaan griep kry nie. Dit beteken nie dat jy nie ook siek sal word, soos wat oom Koos baie ernstig siek geword het in die laaste tyd van sy lewe nie. Wanneer ons in hierdie gedeelte kyk, van hierdie hoofstuk, en as jy 'n kans het, gaan lees die hele hoofstuk, dan sien ons dat dit gaan nie goed met Israel nie. Israel is onder die gesag van die Babyloniërs. En nou hoor hulle dat die Assiriërs is besig om op te mars,
en hulle gaan die Babyloniërs vernietig en ook vir die Israeliete. En hulle is eintlik in 'n toestand van bangheid, hulle is angstig, hulle het alles verloor, hulle het nie meer hulle huise nie, hulle het nie meer hulle besittings nie, hulle het baie van hulle geliefdes verloor, en eintlik is dit 'n donker tyd vir hulle. Hulle het eintlik geen hoop wanneer hulle in hierdie gedeelte is nie. En dan kom die Here se woorde self, terwyl hulle hierdie gedagtes het, en dan kom die Here en dan sê hy, moenie bang wees nie. En dan sê hy, ek is by jou. En moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas en met my eie hand red ek jou. Ja, in hierdie laaste tyd het julle dit ervaar. En Koos moes dit ervaar. Dit was vir hom moeilik met sy omstandighede, met daardie gewas wat hy aan sy keel gehad het ook. En vir julle, Tannie Renie weet hoe moeilik was dit om hom te versorg. En vir Rihanna hulle in die huis, of julle as kinders. En dit vat in 'n mens emosioneel, en dan tap dit jou kragte. Maar dwars deur hierdie tyd was daar een ding wat julle geweet het, en dit is dat die Here is by ons. Daarom kon ons dit ook sê toe ons gebid het, en daar by sy bed was, by die kere wat ons dit gedoen het. En wanneer 'n mens kyk na hierdie gedeelte, dan sal eintlik 3 beloftes wat die Here gee. En die eerste belofte, en voordat 'n mens by die beloftes kom is, as jy in vers 7 en 8 kom, dan sien jy dat hierdie beloftes kom op grond van die feit dat die Here 'n persoonlike verhouding ook met sy volk het. Want hy sê vir hulle, hy sê, julle is my dienaar. Hy sê, julle het ek uitverkies, vir julle het ek baie lief, vir julle het ek geroep, vir julle het ek nooit verwerp nie. Met ander woorde, ek het julle altyd vasgehou. En dan kom hy met sy 3 beloftes. En die eerste belofte wat hy sê is, ek is by jou. Met ander woorde, deur dik en dun is ek die een wat by jou is. Ek is die een wat jou nooit los nie. Ek was saam met Abraham toe hy getrek het, sê die Here. Ek was saam met Moses toe hy deur die woestyn moes gegaan het. En in die Nuwe Testament sien ons dit nog mooier wanneer hy sê, ek is Immanuel. En daarom is dit eintlik so paslik dat hierdie toneel ook saam met ons hier is. Dat God sê, ek is by julle teenwoordig. Ek het dit Kersfees gemaak tussen julle, sodat julle kan weet, julle het iemand wat vir altyd by julle is. Dit is so dat Picasso het by geleentheid 'n skildery gemaak, en hy het die wêreld geteken as 'n koepel. En daaronder het hy sulke ligte geteken van bomme wat bars, en die mense bly hieronder. En wat hy eintlik wou sê is dat die hele hemel is as het ware, die aarde is geslote van die hemel. En die enigste lig wat ons het, is hierdie bomme wat ons op mekaar gooi. En wanneer 'n mens dit lees, dan besef jy, nee, hy moes nog die Bybel so 'n stukkie gelees het. Want dit is asof die Bybel sê, nee, Jesus het in daardie koepel wat hy geteken het hy 'n kraak gebring, en het hy die lig laat deurskyn, en het hy gesê, ek is die lig, en ek bring vir julle hoop. En daar's nie 'n plekkie waar sy lig in jou en my hart nie kan skyn nie. Daarom sê ons, het hy Immanuel geword. En in Matteus 28, die laaste vers, sê hy, ek is by julle al die dae van die wêreld. En daarom vir die pad vorentoe, Tannie Renie, dis die moeilikste. As 'n mens so lank getroud is soos julle, en jy het nie meer jou maat nie, en daai aand, jy het die kinders en jy het die kleinkinders, maar dis nie jou maat nie. En as jy die deur toemaak, dan voel jy daar die alleenheid. Ek sê dit nie omdat ek dit al ervaar het nie, maar omdat mense dit vir 'n mens teken en verduidelik keer op keer. En dan is dit die tyd dat 'n mens vra, wat doen jy? En daar's maar een ding wat jy kan doen, om soos 'n sonneblom so na God toe te draai, en sy aangesig te soek. En dan weet 'n mens, in hierdie selfe boek van Jesaja sê hy, al sal jy deur die vuur gaan, en al sal jy deur die water gaan, los ek jou nie, jy sal nie verbrand nie, en jy sal op niks oorkom in die water nie. God sê, ek is by jou. Maar die tweede belofte wat hy sê, is hy sê, ek is jou God. Nou toe die volk besef het dat hier kom moeilikheid, toe het hulle natuurlik wat hulle geleer het by die ander volke, hulle het gedink ons moet beter afgode maak. En dan lees ons in hierdie gedeelte, hoe dat hulle vir hulle afgode maak, en dat hulle selfs die wat omval met spykers vaslaan, dat hulle net kan staan, sodat hulle afgode miskien vir hulle kan beskerm. En dan skryf Jesaja net in die vorige hoofstuk, by vers 12, en sê hy, terwyl julle afgode maak, wie het die waters van hierdie aarde met die holte van sy hand gemeet? Wie het die breedte van sy hand gebruik om die maat van die hemel
te bepaal. Wie het met 'n maatemmer die grond van die aarde gemeet? En dan sê hy, en wie het met 'n skaal die berge en die hemele se gewig gemeet? En daar's net een antwoord, dis God. En daarom wil hy sê, dis God wat hier praat ook en wat vir jou en vir my die troos kom gee. Nou 2 manne het by geleentheid, was hulle op 'n vliegtuig en daar het natuurlik 'n groot storm gekom en die een was 'n baie jong seun en die ander een was bietjie ouer en hierdie seun was glad nie geplaag gewees nie. En op 'n stadium toe vra hierdie ouer man vir hom, terwyl hulle met hulle maskers sit, toe sê hy, maar as jy nie bang nie? Toe sê hy nee. Sê, hoe kan jy nie bang wees nie? Ons kan val. Toe sê hy, my pa is doods. Ek ken nie loods. Hy het al 'n paar vliegtye het hy geland in sy lewe en ek vertrou my hande, my lewe in hom. Mens hoor iets daarvan as jy Psalm 121 oplees. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En daarom is sy tweede belofte, hy sê, ek is jou God. Hy sê nie ek is God nie, of ek is die God nie. Hy sê ek is jou God. En mag julle in hierdie tyd ervaar, dat die Here 'n persoonlike God is, vir elkeen van julle. En dan kom hy met die derde belofte en hy sê, ek versterk jou. Hy sê, ek is by jou, ek is jou God, en ek versterk jou. In Jesaja 40 vers 28 lees ek, weet jy dan nog nie? Het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God. Hy is die skepper van die hele aarde en hy word nie moeg nie en hy raak nie afgemat nie. Hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie. En dan sê hy, die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke. En dis die derde belofte wat hy gee. En hierdie 3 beloftes het een gevolg. En dit sê hy telkens in hierdie hoofstuk. Hy sê, moenie bang wees nie. Dit is so, as 'n mens jou maat verloor, dan vra jy, hoe gaan ek verder? Wat maak jy verder? God sê, moenie bang wees nie. Ek is by jou, ek is jou God, ek sal jou versterk. En dan sluit ek af met die woorde van Jesaja 40 vers 11. Soos 'n herder versorg hy sy kudde, die lammers maak hy bymekaar in sy arms, en hy dra hulle teen sy bors. Met ander woorde, God kom, en hy sê, so versorg ek vir oom Koos, en so, teen my bors, sal ek vir julle ook versorg. Mag julle die liefde van die Here op 'n wonderlike wyse ervaar, ook in hierdie tyd van verlies. Amen. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie dat die Bybel vir ons sê, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. En hy is ook nie 'n mens dat hy van gedagte kan verander nie. En dit beteken die beloftes is waar. En soos wat hy vir die volk in 'n baie moeilike tyd hierdie belofte gegee het, is dit ook die belofte wat vir hierdie familie aangespreek het. En daarom het hulle gevra dat ons vandag daaraan sal dink. Maar dankie dat dit die lewende woord is, dat dit vir ons wil sterk maak. En daarom kom ons en ons wil vra, Here, dat hulle juis sal ervaar dat jy by hulle is, deur die Gees, oomblik vir oomblik, in die tye van verjaarsdae, nou met Kersfees, en waar hulle ook al is, soos Melissa hulle wat daar ver is. Vader, maar dat hulle ook sal weet, U sê, ek is jou God, en dat dit vir hulle kalmte sal gee, en dan die belofte, ek maak jou sterk. Ja, Here, mense sê jy moet sterk wees, en ons hoef nie sterk te wees, ons kan maar huil, want hier by Lazarus se graf gehuil. Maar jy sê ons moet weer opstaan, en ons moet voortgaan. En daarom, toe Columbus gesoek het op sy ontdekkingsreise, het hulle altyd gesê, vandag het ons verder gegaan. Wil jy vir Tannie Rini help, om ook verder te gaan? Wil jy vir die kinders en die kleinkinders help, om ook verder te gaan, maar met die mooi foto's, soos wat hulle dit hier gesien het, van 'n oupa wat 'n hart gehad het vir hulle, van 'n oupa wat soms R100 in 'n hand gedruk het, van 'n oupa wat gesing het, wat grappies gemaak het, wat 'n glimlag gehad het, van 'n oupa wat vir hulle lief was. En dankie dat dit ook 'n beeld was van God se liefde vir ons. En nou vra ons maar net, wil jy hierdie familie
wonderlik vertroos en wil U vir hulle vashou met die ongelooflike liefde in Jesus se naam. Hy wat die dood oorwin het en wat vir ons die lewe gee en wat vir hom koos die lewe gee. Amen. Vriende, ons gaan nou eers na so 'n kort skyfvertoning kyk wat hulle opgestel het, so kom ons kyk net so 'n oomblik daarna. Appelblou skimmel deur A.G. Visser. Appelblou skimmel met spierwitte maanhaar. Dit is die ryperd, die baasperd van my. Maanhaar en stert, so sybok gekartel. Waar sal ek voorslag jou weerga kan kry? Gee my 'n perd, 'n roer en 'n wildsbok, en ek beny nie die rykste sy geld. Vryer en blyer as vors op die troon is. Voorslag en ek op die eindelose veld. I will remember you. Will you remember me? Don't let your life pass you by. Weep not for the memories. Remember the good times that we had. Let them slip away from us when things got bad. Clearly I first saw you smiling in the sun. Wanna feel your warmth upon me. Wanna be the one. I will remember you. Will you remember me? Don't let your life pass you by. Weep not for memories. I'm so tired, but I can't sleep. Standing on the edge of something much too deep. It's funny how it feels so much, you cannot say a word. We are screaming inside, oh, we can't be heard. But I will remember you. Will you remember me? Don't let your life pass you by. Weep not for the memories. Enough hard forever. And to have fun with him. And to have fun with him. And miss him. Weep not for the memories.
swart en bont, drink baie koeimelk, dis gesond. Eendag kom ek in die kombuis, en die melk kan swem 'n muis. Die muis swem in die melk aan, die muis swem in die melk aan, die muis swem in die melk aan, toe sit ek die swart kat in. Die swart kat jaag die muis rond, die muis swem in die melk aan. Die swart kat jaag die muis rond, toe gooi ek die boelhond in. Die boelhond jaag die swart kat. Die swart kat jaag die muis rond. Die muis swem in die melk aan, toe skop ek die hele klomp om. Ek gaan nou vir Jandri 'n geleentheid gee om net die bedankings te doen. So jy is baie welkom. Goeiemôre. Ons het lank gedink en weer oor die bedankings gaan doen by hierdie groep en besluit ons dat dit iemand wees met 'n talent vir praat en die persoon in die familie wat die beste manier het. En nadat daai ou gesê het, besluit ons maar ek gaan doen. Maar baie welkom en goeiemôre. Ons wil graag namens die familie die volgende mense bedank. Ek wil begin deur dankie te sê vir almal wat hier is eerstens. Ons waardeer dit baie. Dankie vir elke boodskap wat die familie ontvang het, elke oproep, elke bosblomme, elke bordbos. Dit het ons baie gedra in hierdie tyd. Dan wil ons in die besonder dankie sê vir J3 Powell. Vir die emosionele bystand wat sy in die familie gebied het in hierdie moeilike tyd. Dankie aan Dr. Caroline Du Plessis en aan personeel wat ook so gemaklik as moontlik gemaak het in hierdie laaste tye. Dankie aan Sari Lou vir haar eksepsionele diens en vriendelikheid wat sy gebied het. Dankie aan die personeel van Huis Meyerton wat sy laaste oomblikke in die wêreld wonderlik gemaak het. Dankie aan Marian en ons span van Afkop met al die reëlings van die begrafnis. Tannie Marie van die koffieshop, baie dankie vir al die eetgoed en al die emosionele bystand ook. Ons waardeer Tannie net so baie. Dankie aan Tony Chris, sy vrou Martie en al die personeel van die kerk. Ons wil ook graag dankie sê my ouma vir die eistervrou wat sy is en hoe sy hom bygestaan het aan die einde. As jy wil weet hoe liefde lyk, is dit. Almal wat ek vergeet het, las jouself by in hierdie deel. En dan laaste, maar definitief nie die minste nie. Wil ek dankie sê aan die persoon waarvoor ons hier is vandag. Ek dink, as hierdie ander tye was, sy hierdie kerk oorgeloof het van mense. Dankie vir al die herinneringe wat oupa vir ons gegee het. Dankie vir die goeie tye, die R100 note, dit is baie belangrik. En ek hoop, dit is baie beter daar as wat dit hier is, verseker. Ek hoop baie sak. Baie dankie. Dankie Jandri. Ek wil ook vir Dominee Jannie, my vriend, sê baie dankie dat hy ook hier is. Hy is lank in Unitas Park, gemeente ook, en hy is die leraar daar. Vriende, ons gaan nou eers die begrafnisbriefie lees. Die meeste van die briefies het in die DVD verskyn, maar ek wil daar die eerste gedeelte lees en dan gaan ons die laaste lied op die agterste blaadjies sing. Maar kom ons lees net eers daar die gedeelte so aan die voorkant. In liefdevolle herinnering aan oom Jacobus Ludwicus Roestorff Du Plessis, gebore 25 April 1936 en hy is huis toe op die 14de van November. Vandag loop Kosie Kiewiet langs die goue strate van God se stad met blye verbasing oor alles wat nuut is, want nou kan hy sien wat hy altyd geglo het. Nou kan hy vry en vol vreugde beweeg in die heerlikheid mooier as 'n menslike droom, vry van die siekte en swakheid, pyn en die liggaam se lyding op aarde. Hy sal nooit weer die beker van smart drink nie en in die vrede en rus van die hemel lewe.
Moenie sê hy is dood nie, want nou leef hy werklik. Hy het nou eers begin in die nuwe bestaan, waarin daar nooit weer 'n einde sal kom nie. Vol verwondering buig hy nou in aanbidding voor die een wat hy altyd opreg lief gehad het, selfs toe hy hom nie kon sien nie. Hy voel nie in die hemelse stad, maar nie vreemd nie, want dit is die tuiste waarna hy verlang het. Hy is nou by die huis, by sy ewige woning. En dan sê ons dankie vir al die klein kinders se briefies, soos wat jy dit gesien het op die DVD. En nou sing ons daar die laaste lied, Wees stil en weet ek is die Here. Wees stil, ek is die Here, ek ken jou pyn, jou donkerste nag. En dan sê hy vers 3, Bring jou kommer en jou vrees, want ek sal vir jou 'n toevlug wees. Ek is by jou. Wees stil en weet ek is die Here. Ek spreek en bid en ek sal ook jou getrou bewaar. Wees stil en weet ek is die Here. Ek ken jou pyn, jou donkerste nag. Ek is by jou, ek gee jou krag. Wees stil en weet ek is die Heer. Kom bring na my jou kommer en vrees. Ek sal vir jou 'n toevlug wees. Wees stil en weet ek is die Heer. Bly waak en bid, volhard en geloof. Ek is by jou, soos ek beloof. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag dan nou die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons wees en bly en vir ons laat besef, God is by ons. Amen.